Ek groet jou in die naam bo alle name, die naam Yeshua. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat U elke dag met ons is. Baie dankie vir wysheid en genade. Skenk aan ons die vermoë om 'n verskil te kan maak in ander se lewens. Ons aanbid U as die koning van die konings. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan het ons vriendelikheid. Jy al gesien hoe daar party mense is as jy op straat is, wat lyk of hy 'n suurlemoen in sy kies vasgemaak het. Heeldag suur. Vriendelikheid is ons vermoë om warm, liefdevol en saggeaard te wees teenoor selfs uitdagende mense. Het is maklik om vriendelik te wees teenoor diegene wat vriendelik is teenoor ons. Maar dit is moeilik wanneer mense nie vriendelik is nie. En dit is wanneer ons daardie spier van die Heilige Gees begin gebruik, sodat ons ongeag hoe uitdagend hulle is, die vermoë het om die liefde van Jesus te toon, en baie keer het hulle die liefde van Jesus nodig. Ons veg nie teen mense nie, ons veg teen geestelike dinge, en ons vriendelikheid kan daardie geestelike dinge ontwapen. Die blote goedheid, ons vermoë om reg en goed te doen, in enige omstandigheid. Anders is om gaaf te wees, wat 'n eksterne gedrag kan wees, is 'n Bybelse vriendelikheid 'n interne transformasie wat deur die Heilige Gees gedryf word. Dit is nie 'n selfvervaardige eienskap nie, maar 'n natuurlike gevolg van die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons gelowiges se lewe. Dit weerspieël die vriendelikheid wat God getoon het toe hy die mensdom deur Jesus Christus gered het, ten spyte van hulle onwaardigheid. Dit dui op sagte, goedhartige en behulpsame geaardheid wat gelowiges beweeg om met teer besorgdheid op te tree en goed te doen. Wat God se eie karakter in ons weerspieël, selfs teenoor diegene wat dit nie verdien nie. Dis 'n proaktiewe, deernisvolle keuse om 'n ander te seën. Wat verder gaan as blote aangenaamheid om opregte, onselfsugtige sorg te toon. 'n Ware vriendelikheid is bo verdienste. En Jesus het ons geleer dat ware vriendelikheid self sterk strek tot ons vyande en diegene wat ons nie kan terugbetaal nie. In Lukas 6 vers 32 tot 36 sê hy, en as julle die lief het, wat vir julle lief het, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief, wat vir hulle lief het. En as julle goed doen, aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen, aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en slegtiges. Wees dan barmhartig soos julle Vader ook barmhartig is. Ware vriendelikheid is nie 'n swakheid nie. Vriendelikheid is krag onder beheer. Dit beteken nie om 'n oordrewe te wees nie. Selfs Jesus het grense gestel en nee gesê om sy bediening en sending te beskerm. Dit moet deel wees van ons daaglikse gewoontes, eenvoudige dade, soos luister, ander aanmoedig en op klein maniere behulpsaam te wees. As jy net 'n deur oopmaak vir iemand of net glimlag, word dit gesien as 'n manier om jouself daagliks met vriendelikheid te bekleed. En Paulus het geskryf in sy brief aan Efesiërs, in Efesiërs 4 vers 32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Onse Vader in die hemel, Here, ons bid dat U ons hierdie vriendelikheid sal skenk deur die Heilige Gees, dat ons elke dag
met ander mense in vriendelikheid sal optree, sal glimlag, behulpsaam wees en ander mense voor ons lief te hê, soos wat U ons lief het. In Jesus naam. Amen.